Goeiemorgen, baie welkom hier so op die heerlijke oggend. Ja, die koude is bietjie weg, maar hy is toch bietjie koel in die lig. Graag mense, ek en julle ouds is bezig met die Suid-Afrikaanse oorlog. So het eerst kyk na die ouds wat allemaal betrokken was, en is die boere, die Britte, en dan die swart mense, en hy het ons gekyk na die fases van die oorlog. So eerst gekyk na die fase 1, dat die boere gedoen het, toen na fase 2 van die Britte gedoen het. Nou gaan jy net aan in jou skrif onder fase 2 en ons begin met fase 3. En met die fase 3 skryf jy nou in my neer en opskrif die Guerrilla oorlog. Nou met die boere moes iets uitgedink het om die Engelse te val aan die verkeerde kant van die oorlog. Dan die boere was die opgeleide soldaten nie, die Britte was wel. Dan wat gebeur hier so mense? Die boere gaan en hulle verdeel op in klein groepies. Dan val hulle vanaf aan en dan verdwijn hulle. En dan gaan hulle gaan maak skade waar hulle weet die Britte gaan raak. Hulle breek die spoorlijne op. So die Britte kan nie meer hulle wapens kry waar het moet wees nie. Nog iets weet hulle kos van die Britte word afgesluit. En so begin die boere nou te werk met hulle guerrilla taktiek. Raag, julle ouens skryf nou aan julle skrifte vir my. Generaal Christian de Wet begin met hierdie taktiek. Wat die taktiek? Die guerrilla taktiek. Wat doen hy nou? Die boere soldate is in klein, beweeglike groepe ingedeel en hulle het vinnig aangeval en verdwyn. Dan het voordeel wat die boere gehad het, hulle die omgewing geken. Die Britte het nie. So hulle kon vinnig aanval en verdwyn. Die derde een, guerrilla vegters, beskadig, dis nou die boere, hulle is die guerrilla vegters, hulle beskadig spoorlijne, so dat voorrade nie die Britse soldate bereik nie. Raak, weet jy wat die voorrade? Kos, klere, ammunisie. Raak, so die trein kan nie loop nie, nou staan die trein en nou weet dit vir die boere tyd aan hulle kant die so. Raak, want jy is maar rustig, ons skryf af hier. En wat het hulle nou nog op by? Hulle die spoorlijne beskadig, nou gaan hulle by. Hulle is by die telefoonlijne af. Maar ek weet nie onthou nie, dit was dan nog daar in die oude tyd die telefoonlijne, jy het ook nog gedraai en vraag, iemand is die lijn bezig. So weet jy, daar was nie cellfone nie, daar was nie baie lijne nie, daar was een lijn, so as jy die een lijn afgesnij het, was al die telefoonlijne dood. Want wat voorraad gedraad, is ook aangeval. Dan, op hierdie bond, wat hulle aanval die spoorlijne, kon die Britse troepe sy skoene, wapens en ammunisie die by hulle uitkom nie. En dan sê ek weer vir julle, hierdie taktiek was baie suksesvol, omdat die boere die omgewing en die veld so goed geken het. Dan, hulle was nie raar soldaten nie. Hulle was boere, hulle was jagters. Ja, laat die mense skiet en my kon ons bok skiet. En dit is nou wat die uitwerk. Nou gaan hulle aanhaal, hulle volg het virussterkie, hulle snij telefoonlijne en val baas met voorraad aan. Ek weet, hulle kom baas gesien het, die baan op stadig, so hy trek iets zwaar, so hy moet iets opwees. Hulle vat die Britse troepe sy klere, skoene, wapens en ammunisie. Ja, as hulle wapens stop het, en hulle daar goed gekry, was het vir hulle bonus gewees. Hierdie taktiek was baie suksesvol, omdat die boere die omgewing en die veld goed geken het. Daar het ek nou reeds vir julle gesê, ek herhaal het nou net al vir julle. So ons skryf nou hierdie af,
lekker rustig. Terwyl jy nou omskryf, ek herhaal net vir julle. Wat gebeur? Boere, julle kleine groepies op, val vinnig die Engels aan, en hardloop weg, hulle ken die gebied, hulle ken die gebied, hulle ken die veld. Nou gaan hulle ook, hulle stop, maak, beskadig die spoorlijne, telefoonlijne, en dan val hulle baans aan. Wat is op die baan? Die kleren, die skoene, die ammunisie van die Britte. Ja, as jy dit kyk nou lekker rustig, daar klaar af. Die omskrifie. Die Britte probeer die taktiek verhinder, teer. Ja, nou weet hulle nou, wat die taktiek gebruik die boere, nou werk hulle plan daar uit. Eerst 3700 mijlse draadversperrings. Wat beteken dit? Hulle gaan span draad in die veld. En met die 3700 myl, dan praat ons van een myl is 1,2 kilometer. Nou kan jy hom so vat, en ek maal hom gauw vir julle hierso. Want er is 4440 kilometer sy draad gaan staan oor die veld. Vraag en nie, ek en jou vandag tegen Gauteng, Noordwest, Limpopo, Mpumalanga en die Vrystaat. En die Engels het die draad gespan om die boere te keer dat hulle vanaf kan verdwyn nie. 8000 blokhuise word opgerig. Sê so'n paar en hulle gaan die afvereniging toe. Dan krijg je dan sy Shell Ultra City vir Engine One Stop. Kijk, ek weet nie wat die ene doen, ek denk nie vir Engine One Stop. Kies, dit voorom krijg jy blokhuis. Nou wat het die Engelse gedoen? Hulle die blokhuis gebouw. Dan klim hulle binnen die blokhuis in. En dan kan hulle al 4 kante van die veld beskerm. Hulle kan die ouwens sien aankom. En dit het vir hulle gewerk, en die boere kon hulle nie vanaf aanval en weghardloop nie, want hulle kon al 4 kante sien. Kijk, dan skryf julle dan vir my. 3700 myl se draadversperrings, 8000 blokhuise word opgerig. So die Britte nou probeer om hierdie taktiek van die boere te verhinder. Nou krijg ons die verskroeide aardebeleid. En wat gebeur by die verskroeide aardebeleid? Lord Kitchener wou die boere dwing tot oorgawe. Ja, nou mense, hy het nou dan gesê, hoe kan ek hierdie ouens dwing om oor te gee uit hulle eie uit? En nou werk hy die verskroeide aardebeleid uit. En wat besluit hy? Hy besluit om die boere se kosvoorraad af te sny. Ja, as baie plase, die boere gaan kry hulle kosvoorraad na. Nou moet hy iets doen aan hierdie plase om die kos af te sny. En hy werk die volgende uit. Jy het nou opskrift hier al gemaakt, nummer 4, die verskroeide aardebeleid, en nou het jy al geskryf, tot Kitchener, waar die boere tot oorgawe dwing, hy besluit om die boere se kosvoorraad af te sny. Wat sê die verskroeide aardebeleid? Wat gaan hulle doen? Nou, hy wil hulle kosvoorraad afsny. Plase is daar. Nou sê hy gaan die afbrand van plaashuise. So nou bly die boerse vrou en kinders bly agter op die plase. So nou brand hulle die plaashuise af, vrou en kinders kan nie meer op bly nie.
die afbrand van landerye. Hulle het mielies geplant, brand dit alles af. So daai kos word weggevat. Die doodmaak van alle vee. Hy boer ook met skape, hy boer met beeste, hy het 'n gemengde boerdery, dus maak alles dood. En dan vroue en kinders is daar die konsentrasiekampe geneem. Right, dit is 'n kamp waar hulle die vrouens aangehou het en die kinders aangehou het en hulle het bietjie onder haaglike toestande daar geleef. En dit is wat sy verskroeide aardebeleid behels. Ek herhaal net vir julle, jy skryf het af en dit is hier waar ons einde van vandag. So afbrand van plaashuise, afbrand van landerye, doodmaak van alle vee, vroue en kinders is daar konsentrasiekampe geneem. Graad 8, dus ek vandag met julle ouens, hulle werk mooi, ek weet my opdracht te kom in, hulle vorige opdracht was nie te slag nie, so 1 of 2 van julle wat 'n bietjie moet kyk, om mense dit gaan goed so vaar. Elke dag verder, ek kom weer met julle Vrydag. Tot ziens.